Kom ons lees saam met die woord van die Here uit Lukas 9 vanaf vers 57. Ek lees uit die ou Afrikaanse vertaling, die 1953 Afrikaanse Bybel. Lukas 9 vers 57. En terwyl hulle op reis was, sê iemand op die pad vir hom, dit is vir Jesus, Here, ek sal U volg waar U ook mag gaan. Toe sê Jesus vir hom, die jakkals het gate en die voëls van die hemel neste, maar die seun van die mens het geen plek waar hy sy hoof kan neerlê nie. En hy sê aan 'n ander een, volg my. Maar hy antwoord, Here, laat my toe om eers my vader te gaan begrawe. En Jesus sê vir hom, laat die dooies hulle eie dooies begrawe, maar gaan jy en verkondig die koninkryk van God. En 'n ander een het ook gesê, Here, ek sal U volg, maar laat my eers toe om afskeid te neem van die wat in my huis is. En Jesus antwoord hom, niemand wat sy hand aan die ploeg slaan en agtertoe kyk, is geskik vir die koninkryk van God nie. Ek wil met jou praat vandag na aanleiding van hierdie skrifgedeelte oor 4 soorte volgelinge van Jesus. 3 is verkeerd en 1 is reg. Watter een is jy? Kom ons luister eers na 'n mooi stukkie musiek. Die reën fluister woorde op die dak, buite staan die bome blaar blink nat, dis die Heer se seën wat om die aarde uitsaai. Die reënwoorde dring jou om te luister, dis God se stem wat fluister, hy hou jou nie in die duister. Bring na hom jou hartseer en pyn, met geloof in hom sal alles verdwyn, blink nat blare raak droog in sonneskyn. Sy seën het sy lewe vir jou afgelê, en al wat jy vir hom moet sê, is dat jy hom altyd lief sal hê. So word jou lewe weer nuut gemaak, al was dit 'n groot of klein saak, jou Skepper het jou aangeraak. Sy seën het sy lewe vir jou afgelê, en al wat jy vir hom moet sê, is dat jy hom altyd lief sal hê. Die reën fluister woorde op die dak, buite staan die bome blaar blink nat, dis die Heer se seën wat op die aarde uitsaai. Die eerste soort volgeling wat ek met jou wil praat oor, is wat ek wil noem die oorhaastige tipe, wat ons hier lees in vers 57 en 58. Hierdie man kom hier van 'n kant af sonder dat Jesus hom geroep het of noodwendig raak gesien het of vir hom gesê het volg my, maar hy self kom en kom meld hom met groot bravade aan en sê Here, ek sal U volg net waar U gaan. Dis amper soos 'n Petrus wat gesê het, Here, almal sal U verloon, net nie ek nie. Ek sal U volg net waar U gaan, ongeag die omstandighede en die kondisies. En dadelik sê Jesus, my vriend, dink net so 'n bietjie, wag net so 'n bietjie. Die voëls van die hemel het neste om in te slaap en te broei, maar die seun van die mens het nie eers 'n plekkie waar hy sy hoof kan neerlê nie.
Dit is nie so maklik nie. Dit sal nie net maanskyn en rose wees om agter my te volg nie. Ek noem hierdie persoon die oorhaastige tipe. Dis hierdie man wat hom sommer wil kom aanmeld, maar hy het nie die koste bereken nie. Almal moet hulle nou bekeer. Hy wil vir almal leer, hy wil vir almal preek, hy wil vir almal vertel. En dan val hy terug ook sommer net so maklik. En dan sien ons hom nie meer nie. En die mense moet vra, nou waar is hierdie man wat so baie gepraat het? Waar is hierdie man wat so grootdoenerig was, wat so en so wou en so sou? Wat het van die broer en wat het van die suster geword? Daar op Calvinia was daar 'n man gewees wat ek bearbei het. En dan het hy altyd hierdie interessante woord gebruik as ek hom gevra het, nou my vriend, hoekom wil jy nie na Jesus kom nie? Dan het hy gesê, ek is so bang ek kan my geverongeluk, want so het hom geverongeluk. Hulle het na die Here gekom, en toe was dit ook net so 'n tydjie, hulle het hulle self geverongeluk, en hy wil hom nou nie self vergeongeluk nie. Ai geliefdes, as ek hierdie ding sê, dan wil ek jou nie afsit nie. Dan wil ek juis sê dat jy met mag en mening die Here sal volg. Bereken net eers die koste, en dan volg jy Jesus na met hart en siel en hand en mag en krag tot die einde toe, want dit is die klaarmaak wat saak maak. Dit is nie tot eer van God wanneer mense met so 'n spoed kom en dan iewes skielik verslap hulle langs die pad en verdwyn hulle. Ek lees hier in Lukas 14 vers 28, want wie van julle wat 'n toring wil bou, gaan nie eers sit en die koste bereken of hy die middele het om dit uit te voer nie. Bereken eers die boukoste voordat jy enige bouwerk aanpak en sien of jy dit gaan klaarmaak. Wat 'n skande is dit wanneer jy die fondasies lê en daar moet dit nou staan vir soveel jaar. Hier eentjie van ons af het so 'n huis gestaan, het die fondasies gestaan, maklik vir 'n 12 jaar en langer, en almal het gewonder, wat is daar aan die gang, en iemand anders moes kom en op daardie fondasies klaarmaak en voltooi. Geliefdes, ons wil die Here dien tot die einde toe, bereken net eers die koste. Daar is 'n tweede soort van volgeling wat ek in hierdie gedeelte sien wat ons saam gelees het in Lukas 9, en ek noem hom die uitstel tipe, vers 59, wanneer Jesus vir hom sê, volg my, maar hy antwoord, Here, laat my toe om eers my Vader te gaan begrawe. Hierdie mense het altyd nog eers iets wat hulle wil doen, daar is altyd nog eers iets anders, voordat hulle die Here sal dien. Dis soos die man wat vir sy vrou sê, ag my vrou, ek sal saam met jou die Here dien, maar gee my net eers 10 jaar, ek het nou plaas gekoop, en daar moet nou baie aandag gegee word, en daar's 'n klomp dinge wat nou gedoen moet word, gee my net eers kans dat ek ryk word, man, ek sal saam met jou kerk toe gaan, ek sal saam met jou die Here dien. En dan oor 10 jaar, hoe veral wat ons weet is hy dalk uit sy vrou, veral wat ons weet is hy uit die plaas uit, veral wat ons weet het hy dan weer 'n ander mikpunt en iets anders wat hy wil nastreef en idealiseer. Nooit kom hy by die Here Jesus self uit nie, terwyl die Here Jesus gesê het in Matteus 6 vers 33, maar soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid, en al hierdie ander dinge sal vir julle bygevoeg word. Maar in plaas van om Jesus eerste te soek, die koninkryk van God eerste te soek, het hy al hierdie ander dinge, en dan is daar iewers dalk tyd oor is, en geld oor is, en kans oor is, en energie oor is, en lus oor is, dan sal hy die Here dien, dan kom hy nooit by die Here uit nie. 'n Christen dokter het eenmaal met sy pasiënt gepraat, en vir hom genooi om Christus Jesus daardie dag, vandag, aan te neem. En toe het die pasiënt gesê, nee, maar hy kan nie so dadelik nie, hy kan nie so gou nie, hy kan nie vandag nie. Die dokter het die medisyne voorgeskryf en toe vra die pasiënt, wanneer moet ek dit gebruik? Toe sê die dokter, eers oor 'n maand moet jy dit gebruik. Nee dokter, dan kan ek mos al dood wees. Nou maar kom ons maak dit dan oor 'n week. Ai nee dokter, dan kan ek ook al dood wees.
Nou kom ons sê dan maar môre. Nee dokter, wat is al wat ons weet is ek môre dalk dood. Nou jy sien my vriend, presies net so werk ook die koninkryk van God vandag. Vandag moet jy jou hart vir die Here gee, anders kan jy dalk môre sterwe en dan is die hel jou voorland, die poel wat brand met vuur en swaal, wat die duiwel en sy demone is. En op grond van dit het die pasiënt sy hart vir Jesus daardie oomblik, daardie dag gegee. Daarom sê ek, o mens, jy wat wil uitstel, jy wat sê môre, jy weet nie of jy môre gaan hê nie, jy is net van hierdie oomblik verseker. 'n Mens wat uitstel om na die Here te kom is soos daardie pasiënt wat sê ek sal volgende maand eers die medikasie gebruik terwyl jy nou siek is. Dis dieselfde om te sê ek sal eers oor 'n maand by Jesus uitkom. Jy's dom, jy's dwaas. Die Engels se stupid is eintlik nog beter want dit klink nog 'n bietjie dommer as dom. Moenie so dwaas wees nie. Vandag sê die Bybel as jy sy stem hoor, verhard jou hart nie. Daar is ook 'n derde soort van volgeling wat ek in hierdie gedeelte sien in Lukas 9, naamlik die afskeid neem tipe. Hierdie persoon kry nooit klaar afskeid geneem nie. Hy kan nie afskeid neem van die sonde nie. Hy kan nie die sonde groet finaal en sê dit is klaar, dit is verby nie, maar hy bly knou aan die sonde en hy hou daarvan om aan die sonde so te gaan knaag en te kyk en te geniet. Dit vernietig jou geestelike lewe, jy sal nie vorder nie, jy's nie 'n navolgeling of 'n disipel van Jesus nie. Daar is ander wat hulle ou plesiertjies nie kan 'n groet en vaarwel roep nie. Ek praat nooit oor die ou sigaretjie nie, maar vandag gaan ek praat oor die ou sigaretjie, die groot mense dammie waar hulle tog aan so verknog is en so aansuig. Dis so sleg. Daardie goed bevat DDT, toilet skoonmaker, vuurpyl, brandstof. Dit maak jou tande geel, dit maak jou vingers geel, dit maak jou onvrugbaar. Baie sleg. Breek daarmee, want jou voorland is longemfyseem. Dit wag maar net vir jou. Breek daarmee, my vriend. Hoor vandag, as ek by jou pleit. Daar's die slegte vriende wat so 'n slegte hou vas op mense het, dat hulle net nooit die Here Jesus regtig kan volg en kan dien nie. Daar is slegte tradisie waarmee gebreek moet word. Prys die Here, daar is ook goeie tradisie waarin ons kan vashou, maar wanneer daar tradisie en gebruike is, wat in botsing is met die woord van die Here, is dit sleg en moet dit verafskuw word. Ag, jy sien, my pa, my ma het ook maar so gemaak. Ag, ons doen nou al die jare al so. Dit is nou maar ons gebruik. Dit mag jou gebruik wees, maar dit verhinder jou om jou hart vir Jesus te gee. Dit verhinder jou om gedoop te word, soos die Bybel sê. Dit verhinder jou om vervul te word met die Heilige Gees. Dit verhinder jou om heiligmaking na te jaag. Sommige mense het 'n familie wat so hou vas op hulle het. Hulle kan net nie die Here Jesus volg en dien nie. As die familie daar is, dan is dit belangriker vir hulle as wat die woord van God sê en as wat Jesus sê. Jesus het gesê, wie vader of moeder bo my liefhet, kan my disipel nie wees nie. Geliefdes, 'n mens moet kan afskeid neem van al hierdie dinge. Lot se vrou kon ook nie afskeid neem van dit wat in Sodom was nie. Die familie en die besittings en die tierlantuintjies en die swier en die pragt en die praal, toe God sê vlug vir julle lewe, kon sy nie afskeid neem nie, en toe sy omkyk, verander sy in 'n soutpilaar. Daar in die Cederberg, as jy op 'n sekere hoek beweeg, is daar ook 'n rotsformasie wat lyk soos 'n vrou wat daar staan, en word ook genoem Lot se vrou. En Jesus sê in Lukas 17 vers 32, dink aan die vrou van Lot. Geliefde, ek sê jou vandag, dink aan die vrou van Lot wat nie kon afskeid neem van al daardie dinge in Sodom, so baie. En as gevolg daarvan gaan hulle sterwe sonder om by die Here te kom. Is die hemel nie jou voorland nie, maar die hel is jou voorland. Jesus sê, meneer, mevrou, jy wat na my luister, elkeen wat na my luister, jy wat nou wonder oor wat moet jy groet, Jesus sê, dink aan die vrou van Lot. Maar prys die Here, daar is ook
'n vierde. En dis die regte soort volgeling, dis die enigste soort ware volgeling van Jesus, en ek noem hom die alle brûe afbreek tipe. Mense wat klaar gekry het met die sonde, klaar gekry het met die wêreld, klaar gekry het met die slegte vriende, klaar gekry het met tradisie, klaar gekry het met familie wat 'n houvas het dat hulle die Here nie kan dien soos die Bybel sê nie. Hulle het gekom by Kolossense 3 vers 3 en gesterwe aan diself, aan alles. Ek weet van 'n man in Christus in 1978 het hy al sy Beatle langspeelplate stikkend gebreek en in die asdrom gegooi. Al sy boere musiekplate stikkend gebreek en in die asdrom gegooi. Al sy popmusiekplate stikkend gebreek en in die ashop gegooi. Hy het nooit weer teruggegaan na die wêreld in die wêreldse orkeste om daarin te speel nie. Ja, hy gebruik wel die Beatle wysies, want dit is mooi wysies om daarvan gospelliedere te maak, tot eer van God en die Here daarmee te vereer, en 'n impak vir Jesus Christus te hê. Lydia Dube is 'n vroutjie in KwaZulu-Bantu herlewing, en sy sterwe, en sy kom, of sy het 'n skyndood, en sy kom by Jesus, en sy is so bly om Jesus te sien, maar Jesus kyk af, en kyk na haar enkel, en sy kyk ook af, en sy sien daar is 'n tou om haar enkel, wat teruggaan na ou vriende, met wie sy nooit gebreek het nie. En Jesus sê, gaan terug en maak reg. En sy het die kans gehad om terug te gaan, reg te maak, hierdie boodskap te verkondig. Ek weet van 'n vrou in Christus Jesus in 1978, wat al die klere, wat nie tot eer van God was nie, stikkend geknip het en verbrand het en weggegooi het. Ek weet ook van baie ander mense wat besluite geneem het in Christus Jesus, maar hulle het dit nie uitgevoer nie. Hulle het weer teruggegaan. Hulle het weer agtertoe gekyk. Hulle het die gebreekte brûe agter hulle weer opgebou. Galasiërs 5 vers 7 vra aan die sulkes: julle het goed geloop, wie het julle verhinder om die waarheid gehoorsaam te wees? Vers 8 sê, hierdie oortuiging kom nie van hom wat julle geroep het nie. Galasiërs 2:18 sê, want as ek weer opbou wat ek afgebreek het, dan betoon ek myself 'n oortreder. Galasiërs 4 vers 9, hoe keer julle weer terug tot die swakke en armoedige beginsels wat julle weer van vooraf aan wil dien? Dit beteken, hulle het voorheen daaraan aangehang en dit geonderhou, en nou keer hulle weer terug nadat hulle 'n besluit geneem het om te breek daarmee. Vandag praat God met jou, is jy in alle brûe afbreek tipe. Alles wat jou nog verbind met die ou lewe, is daar 'n duidelike breek. Die brug is afgebreek, daar's nou 'n vol rivier tussen jou en die sonde, en dit aan die ander kant, dit wat jou terughou om die Here mooi te dien. As dit nie so is nie, geliefde, dan is dit nodig dat jy daardie brûe vandag afbreek en sê, in die naam van die Here kyk ek nie weer terug nie. Ek wil nie wees soos 'n Lotse vrou wat gedurig terugkyk en gedurig terug hunker nie. Geliefdes, ons moet klaar kry met hierdie soort van vraag: hoe kan ek nog die wêreld so goed geniet en ook 'n Christen wees? Nee, ons vra net een vraag, naamlik, hoe kan ek God die beste dien? Hoe kan ek die maksimum oorgawe die Here Jesus volg? Hoe kan ek hom op die beste manier behaag? Hoe kan ek hom op die beste manier vereer? Hoe kan ek hom die beste verheerlik? Ek daag u vandag uit om alle brûe finaal af te breek. Die koms van Jesus is hier. Die koms van Jesus is in die deur. Weldra na sy koms gaan oor hierdie aarde 'n groot verdrukking uitsak. Gaan die toorn van God op hierdie aarde toesak. Geliefdes, waarvoor lewe ons? Kom ons leef vir dit wat die moeite werd is. Nie vir die klatergoud wat hierdie wêreld bied nie, maar vir Jesus en Jesus alleen.
Daarom geliefde, groet die sonde, groet die tradisie wat nie tot eer van God is nie, groet die valse leerstellinge. Filippense 3 vers 14 sê, maar een ding, ek vergeet die dinge wat agter is en strek my uit na dit wat voor is en jaag na die doel om die prys te verkry van die hoë roeping van God in Christus Jesus. Amen. Vergeet die teleurstellings, vergeet die onregte, vergeet die mense wat jou kwaad aangedoen het. Ons is op pad hemelwaarts. Kan ek vir jou bid vandag? Kan ek jou vra, bid agter my aan? En dan bely ons al die klomp brûe wat nog nie afgebreek is nie, en al die brûe wat ons weer heropgebou het, en ons gaan hulle finaal en vir altyd vaarwel roep en afbreek, en ons draai ons rug volledig op die wêreld om Christus Jesus en hom alleen te volg. Jy sal nooit spyt wees nie, jy sal nooit teleurgesteld wees nie. Ek bid dit agter my aan en sê, Hemelse Vader, U is die groot en gedigte God. Elkeen wat na U kom sal nooit teleurgesteld wees nie. En daarom kom ek vandag na U en roep ek die wêreld vaarwel en sê ek, tot ziens wêreld, ek is klaar met jou, want jy kan my nie red nie, jy het nie 'n hemel vir my nie. Ek kap af alles wat agter is goed en sleg, en ek groet alle tradisie en vriende en familie en dit wat God nie kan behaag nie, en dit wat in stryd is met die Bybel. Ek breek die brûe af agter my, sodat dit vir my onmoontlik sal wees om terug te gaan. Ek wil U volg, Jesus. O, kom opnuut weer en vul my hart met U heerlikheid. Laat U so met die tempel vul, die tempel van my hart en liggaam. Woon daarin, o Heilige Gees, as U tempel wat U sal behaag en sal verheerlik van hierdie dag af en verder. Laat die bloed van Christus my was en reinig. Ek volg U na met my hele hart en my hele wese. Ek bid dit, Vader, in die naam van Jesus. Amen. Die Verlosser kom weer, hy kom om ons te haal. Elke knie sal buig, elke tong van hom getuig. Kyk, hy kom op die wolke, kom hy sy bruid haal, kom hy sy bruid haal, kom hy sy bruid haal, en hy kies uit die volke, kom hy sy bruid haal. Dis die dag waarna ons uitkyk, dis die dag waarna ons uitreik, dis die dag wat hy beloof het, Jesus kom om ons te haal. Kom ons loof en prys sy naam, kom ons eer en dien hom saam. Kom ons loof en prys sy naam, Jesus kom om ons te haal. Stel jou hoop op Jesus, kyk uit na waar die fees is, die oorwinnaars kroon, waarmee hy ons verloon. Kyk, hy kom op die wolke, kom hy sy bruid haal, kom hy sy bruid haal, kom hy sy bruid haal, en hy kies uit die volke, kom hy sy bruid haal. Dis die dag waarna ons uitkyk, dis die dag waarna ons uitreik, dis die dag wat hy beloof het, Jesus kom om ons te haal. Kom ons loof en prys sy naam, kom ons eer en dien hom saam. Kom ons loof en prys sy naam, Jesus kom om ons te haal. Stel jou hoop op Jesus, kyk uit na waar die fees is, die oorwinnaars kroon, waarmee hy ons verloon. Kyk, hy kom op die wolke, kom hy sy bruid haal, kom hy sy bruid haal, kom hy sy bruid haal, en hy kies uit die volke,
my sy bruid haal. Dis die dag waarna ons uitkyk, dis die dag waarna ons uitreik, dis die dag wat hy beloof het, Jesus kom om ons te haal. Kom ons loof en prys sy naam, kom ons eer en dien ons saam, kom ons loof en prys sy naam, Jesus kom om ons te haal. Kom ons loof en prys sy naam, kom ons eer en dien ons saam, kom ons loof en prys sy naam, Jesus kom om ons te haal. Jesus kom om ons te haal, Jesus kom om ons te haal.